Heartbeat FM en welkom by Hizard. Dit is dan nou elke Vrydag tussen 9 en 10 en dan ook Woensdae tussen 9 en 10. En heidaglik doen ons sy storie vir sy glorie. Wat 'n wonderlike program is. Ons luister na soveel pragtige getuienisse en wonderlike stories in die ateljee. Vanmôre het ons niemand anders as die nimmerlike Betty by ons. Betty, welkom by Heartbeat FM. Baie dankie Richard, dit is regtig 'n groot voorreg om iemand in sy storie vandag te kan wees. Amen, ja, ons is opgewonde om te hoor wat die Here in jou lewe gedoen het en bietjie te luister. Is lekker om vir 'n slag 'n dame in die ateljee te hê, want ek het nou die laaste paar weke net die mans gehad. En ons stel dit redelik oop dat mense kan kom getuig, maar lyk vir my die dames was maar 'n bietjie bang. Ja nee, jy kan my hulp inroep, ek sal daai balans vir jou herstel. Dit moenie so wees. Ja, Betty, soos ons altyd maar vra ons maar vertel vir ons luisteraars so 'n bietjie van jouself. Jy weet, waar kom jy vandaan in jou lewe en so voort. Okay. Ja, ek is al bietjie lank in die tand, soos julle sien het ek 'n paar grys hare hier. So ek is daar in Primrose, Johannesburg gebore daai jare en so het ek 'n wonderlike kinderjare gehad saam met ouers wat regtig so kosbaar vir my was. Ek is 'n laat lam. Ons is 5 kinders, ek's die laaste enetjie en so was ek regtig ook lekker bederf gewees deur my ouers wat toe al 'n redelike ouderdom was. En by so 'n plaaskooltjie, Japie Greiling daar in Daleside en dis nou Randval, het ek skool gegaan en later van jare daar Dr. Milan Meyerton, so dis daar in Gauteng. Ja, ouens wat nou weet waar dit is. Dit is 'n lieflike ou plekkie en dis 'n plaasomgewing, regtig lekker platteland. Ek het in die stofstrate daar groot geword en speletjies gespeel en rugby gespeel saam met my broer wat my natuurlik in alles ingetrek het. So ja, ek het heerlike kinderjare gehad en dis maar waar ek groot geword het en waar ek skool gegaan het en gematrikuleer het in daai omgewing van my lewe. En jou Christelike lewe op daai stadium? Op daai stadium, ek het wat in die hoërskool waar ek gewees het, omdat ek uit 'n Christelike huis uitgekom het, was dit deel van my lewe. Ons het stilte tyd om die tafel gehou en alles. So ek het nog nie verstaan wat die gees van die Here beteken werklik nie. En ons was daar toe nou, maar Sondag was ons gereeld kerk toe, NG Kerk toe. Ons het daai stofstraatjie stap elke liewe Sondag saam met my ouers en weer terug. Dit was 'n moed geweest, jy moes en vandag beteken dit eintlik vir my soveel van waarde want ek besef wat het hulle eintlik vir ons probeer wys en leer nie. Is die doelgerigtheid in die Here. So toe ek in die hoërskool kom, standaard 8 in ons jare nou, graad 10 vandag. Toe was die Gideons daar by die skool gewees en hulle het daai Bybeltjies uitgedeel en hulle het so 'n werkboekie uitgedeel. En die werkboekie was vir my so interessant toe ek hom deurwerk. En een aand het ek net daar gesit en deur hom gewerk en ek het net gevoel maar hier's iemand saam met my in hierdie vertrek toe ek begin bid het die stukkie wat in die boekie staan. En dit was so 'n lekker gevoel en ek het begin hoendervleis raak en ek het gewonder of dit die Heilige Gees is. Sure. En ek het die Heilige Gees gevra om homself aan my te openbaar. Wow. Ek wil hom voel, ek wil hom beleef en hom ervaar. En toe gaan my kamerlig af. Ja. En ek het gedink, wow, hierdie is vreemd en ek dog eers is my ma, maar daar was niemand naby nie. Maar ek het daaraan besef die Heilige Gees is besig om aktief in my lewe te raak. Hier's 'n atmosfeer van die Heilige Gees. En daar is so vuurtjie aangesteek in my daai aand. En later het ek toe later in my lewe eers is ek groot gedoop. Toe ek al redelik ouer was. En dit spruit uit die getuienis uit wat ek met julle sal deel bietjie later, ja. Ja, ons wil juist hoor waar jy Jesus ontmoet het, maar hoe oud was jy toe die Heilige Gees homself die eerste keer soort van aan jou Ek was 16 jaar oud gewees. Ja, dit was baie lekker en ek het toe eintlik al begin besef maar is iets meer en ek het natuurlik my ouers daar gepraat. My ma was baie diep geestelik. My pa het nog 'n bietjie hy het bietjie langer gevat. Hy was baie besig, maar my ma het 'n verhouding met die Heilige Gees gehad al. Sy het vir ons als geleer uit die woord uit en sy het die woord so geniet. En ek het daar besef dat hier's iets meer en my ma het hierdie beautiful gedagtes altyd gehad. Sy was altyd positief, mooi, sag. Jy weet, daar was nooit 'n negatiewe ding in ons huis nie. Yes. So ja, ek het besef iemand maak ons anders.
iemand vat die kwaad uit ons uit. Yes. Iemand vat die irritasie uit ons uit en Sure. dis iemand bonatuurliks. Wow. Nou vertel ons 'n bietjie van jou ontmoeting met die Here. Ja, so toe ek 'n bietjie ouer is en na ook 'n paar wilde dinge in my lewe, jy weet ons almal het maar seker bietjie van 'n geskiedenis en 'n paar geraamtetjies en daai dinge. So toe my ma het by ons gebly en ek was toe op daai stadium nog ja, ek was net geskei en toe het my ma by my gebly. Ek is die laaste kind mos. So ons het 'n baie goeie band gehad, ek en my ma. Ek het op daai stadium gewerk en dan het my ma so gereeld by die kinders gaan kuier by die ander kinders. En toe sê sy op 'n dag vir my, sy wil graag na my sussie toe gaan in Badplaas. Sy wil 'n bietjie daar gaan kuier. En dan kom ons altyd so halfpad by mekaar en gaan kuier sy daar by hulle vir 'n rukkie. En sy was net 'n week daar. Dit was Augustus. Toe bel my sussie my, toe sê sy vir my, luister, of sy was 2 weke daar. Toe bel my sussie my, toe sê sy, was ma siek toe sy daar by jou is? Ek sê nee, hoekom? Wat maak keer ma? En sy sê nee, jy sê ma praat vreemd. Sy sê julle moet die 9 Augustus op Vrouedag deurkom, Badplaas toe. Dis van der Bijlpark af. Want sy het 'n ontmoeting wat sy 'n afspraak wat sy nie gaan mis nie. So jy moet vroeg ry, sê sy. En ek dink toe, wat is hierdie nou, jy weet, en ek sê nee, wag, ek gaan met mami praat. Laat haar, ek gaan haar later bel. So ek bel my ma en ek sê, "Hey, mami, ma het 'n vreemde boodskap gelos. Wat so 'n ontmoeting?" Sy sê nee, het Elsa gesê jy moet vroeg daar wees en jy moet vir jou kinders in die kar sit en jou niggie Saartjie en dan moet julle deurkom Badplaas toe. Vroeg, jy moet baie vroeg kom. Ek sê ma, dis 'n snaakse versoek. Sy sê ja, want ek het daar 'n ontmoeting. Ek sê mami nou vir my, mami gaan sterf. En sy sê, "Hoe vererg haar?" Sy sê, "Ek het jou al geleer, ons sterf nie, ons gaan oor. Ons gaan nie, ons sterf nie. Ons gaan oor, ons los nie die wêreld agter, ons gaan oor na ons Skepper toe." En nou weet ek my ma sal nie sulke goed ligtelik sê nie, juis omdat sy in 'n baie goeie intieme verhouding met die Heilige Gees is. En ek sê vir haar, "Maar wie het dit vir mami gesê?" En sy sê, "My Here het met my kom praat." Sure. En ek sê vir haar, "Oké, mami, ons gaan kom die 9de en ons is vroeg daai oggend, pak ons nou maar op, maar die ander sissies en boeties, hulle is bietjie skepties oor wat gaan nou hier aan. Want dit is regtig 'n baie vreemde versoek hierdie en wat ma seker maar bietjie de mekaar, sy raak nou oud. Sy's toe so, wat was sy, 75. En ek ry toe en ons het eers dog ek nog ons koop by die Hoompie en Bethel bietjie ontbyt, maar my sussie bel my, sy sê julle kan nie ontbyt eet nie, kom. Ek sê jy man, ek raak te skoon op my senuwees, maar ons jaag behoorlik oor al daai paddels tot daar in Badplaas. En toe ons daar kom sit my ma daar mooi netjies, altyd versorg op die bedjie. My sussie is 'n baie beter versorger gewees, so ek dink dis kom my ma so intoe gegaan het. En sy het daar gesit met haar lieflike mooi aquablou oogies, mooi versorg en ek het duidelik die blou ringie om haar mond gesien en sy het vir almal gesê hulle moet uitgaan. Sy wil eers met my praat. En daar het sy vir my 'n paar ernstige lesse vertel en bietjie warnings gegee oor my lewe op daai stadium en vir my gesê, luister, jy kan nie meer so aangaan nie, jy moet nou stop. Ek weet jy ken die Here, maar as jy die Here ken, dit is hoe gehoorsaamheid lyk. En ek sê maar, okay, maar wat gebeur nou hier, ma? Ma kan mos nie nou gaan nie. Ek meen, maar sy sê vir my, dis nie jou keuse nie, is ook nie regtig myne nie. Hy wil my kom haal. Ek sê, maar dit is soos, hoe weet maar, vertel my meer. En sy sê die Heilige Gees het in 'n droom aan haar verskyn en vir haar gesê presies dag en datum en tyd. Sy sê ons kan nie nou lank wag nie, ons moet nou Barberton Hospitaal toe gaan. Nou Barberton Hospitaal so eentjie daarvan af en dis soos afgrond, jy weet mos hoe lyk die klowe en als. En ons is daai rit daar deur en op die pad is sy baie vrolik en sy lag, maar ek sê vir haar voor ons ry het, maar laat ons net vir maar nou klere inpak vir die hospitaal en sy sê nee, dis klaar gepak. Dus dit so 'n klein cooler bag met net 'n botteltie water en 3 tissues. Sure. En ek sê, ja, okay, dis okay, maar ek sê vir my sussie, pak net gou 'n tassie in, want vir ingeval, nagkleertjies wat ook al. So ons het soos 'n bietjie plan B ook daarin. So ons kom in die kar, toe sê sy wil nou met my oudste sussie praat, ons moet haar op die foon kry, selfoon, sy praat met my oudste sussie, sy praat met die tweede oudste een was toe op daai Sanemoorse en toe praat sy met
met my broer, want die ander een is in die kar, die ander sussie is in die kar saam met my, en sy praat met my broer wat nie daar is nie. En toe sy met hom praat, toe gaan hy die voetjie so af, maar nietemin toe ons nou by die hospitaal kom, toe kan sy nie loop nie. En ons moet 'n rolstoel vir haar kry. En terwyl my sussie haar inskryf, is ek en my niggie besig om haar reg te kry daar op die hospitaalbed, en daar het sy haar eerste hartaanval gekry. So. En terwyl die dokter toe nou gereed maak, moet ons nou vorms invul dat sy Nelspruit harteenheid toe gaan. Toe sê ek vir hom, dokter, hierdie gaan nou nie gebeur nie. Los maar hierdie. En hy sê hy weet, maar dit is formaliteite, maar hy ken vir Tannie Elsie, sy kry altyd haar kroniese goed daar, sy daar kuier. Maar ja, en toe het sy haar tweede hartaanval gekry terwyl ons langs haar op die bed staan. Terwyl sy vir ons kyk en stadig het die lig so uit haar oogies uitgegaan en met 'n smaal saggies ons hand gehou. En dit was vir my so 'n kosbare oomblik dat ek tot vandag toe nog nie eens daaroor gehuil het nie, want wat vir my mind-blowing was dat hierdie gees van God wat so daadwerklik is, met wie 'n mens in so 'n intieme verhouding is, kom ewen vir jou so leiding gee oor jou eindtyd, oor jou laaste dag en datum. So hoe intiem moet ons wees om hom so te kan hoor? Sure. So iets het binne in my hart plaasgevind daai dag, en toe ons ry, ons almal was eintlik so verstom oor hierdie bonatuurlike gebeurtenis. Ek het gewonder, was dit wegraping? Is dit 'n tipe van wegraping? Wat het nou eintlik hier gebeur? My ma het presies vir ons gesê 2 weke voor die tyd wanneer sy gaan. So daar het my lewe totaal verander, en toe ek teruggaan, daar het ek my deur toegemaak en ek het letterlik gevas vir 'n hele week lank en saam met die Here net hande gevat en vir hom sê, ek wil dieselfde hoor. Ek wil dieselfde voel. Ek wil ook hierdie belewenis van sy gees hê. Ek wil dieper gaan. Ek smag na hom soos 'n wildsbok smag na water. En daai smagting na hom het hy het my net nog nooit teleurgestel nie. Hy het opgedaag. Sure. As ek gesê het, Here, ek smag na U, dan het hy opgedaag. En daar was baie trials and tribulations daarna. Daar was baie teleurstellings, maar dit het altyd net vir my gevoel asof hy vir my daarop oorlig, en hier gaan ons. Ons gaan nou 'n volgende een deur. Ons gaan 'n volgende een deur. En daai was die keerpunt gewees in my lewe, die dag daar langs my ma se bed. Sure. Dis amazing. Is regtig 'n treffende, aangrypende, diep gebeurtenis, en alhoewel jy nie gehuil het, voel ek voel huil. Is reg. Weet jy, hoe het jou lewe verander na dit? Sou jy sê, as jy jou lewe moet beskryf voor dit en na dit, wat sou jy sê? Ja, nee, my lewe het daadwerklik verander. In die sin van ek was baie cheeky in my lewe. Yes. Baie cheeky, en ek het konfrontasies gehad, en ja, ek was maar lelik met mense en sulke goed. Maar wat toe verander het is met die verhouding in die Heilige Gees het hy my hart kom verander, en hy het my iemand gemaak hy het my totaal verander. Ek was maar altyd bietjie van 'n ekstrovert, jy weet, ek is 'n ekstrovert, ek hou van mense en hulle gee my energie. Maar wat toe gebeur het, maar ek was altyd op 'n afstand. So ek het nooit drukkies uitgedeel en sulke goedjies nie. En toe het ek begin liefde in my hart kry. 'n Liefde vir sommer almal. Enige mens, liefde, maak nie saak wie dit is en wat hulle doen nie. Ek het lief geword vir mense, en ek het 'n omgee hart gekry. En dit het ek nie gehad nie. Ek het nie 'n omgee hart gehad nie. Wow. So die omgee in my het ontstaan, en ek het so baie gaan lees daaroor, en ek het besef hoe Jesus begin gee het, en wat is hoekom sê hy ons moet disippels gaan maak van alle nasies en hulle doop in die naam van Jesus Christus, want hy wil hulle verlos van dit waarmee hulle sukkel. En omdat ek verlos gevoel het, omdat ek bevryding gekry het instantly van baie goed, en my hele lewe verander het, en ek met ander oë na die wêreld en veral na mense kyk, want ek het nie van mense gehou nie. En ek het van diere baie meer gehou, en van hondjies. Maar toe hou ek sommer van alles, diere en mense. Almal is dieselfde in sy oë, nie anders nie. Ons verskil nie van mekaar nie. Hy kyk na die gesindheid van ons harte. En ek het besef dat die opregtheid van harte maak hom bly, as ons met 'n opregte hart na hom toe kom. So ek moes
leer om nie meer klein of mens doen nog klein leuns dan 'n man, want ons is nie perfek nie, maar hy het vir ons gesterf juis vir ons onperfektionistiese gedrag. Maar ek het geleer hoe die waarheid met hom werk, met die opregtheid met hom werk. En dit het my totaal verander. Ek is net 'n ander mens. Ek gee makliker en ek gee makliker van myself. En daardeur het ek soveel meer ontvang waar ek nou is. Baie drukkies, baie liefde. Ek is enkel lopend, maar die Here vervul my lewe. Ek is nie een dag waarin ek voel, Here, ek het iemand meer nodig om my lewe te vul nie. Ek is vervuld. So. En dis net wat die Heilige Gees kan doen. Want baie keer as 'n mens enkel lopend is, dan voel jy word eintlik bietjie, jy het so bietjie van 'n weeskind gees hier in jou. Jy's voel verwerp, jy's alleen. Jy voel jy het dalk net nou 'n man nodig om jou hier te kom help en hoekom is jy so alleen en eensaam? Maar hy vat daai eensaamheid weg. Hy kom vervul jou in so 'n mate dat jy nie eensaam is nie. Ja. En as die krag af is en daar's nie wifi nie, sy woord is daar. So jy's net nooit eensaam nie. En deur sy woord bring hy vir jou happiness en joy. Daar's tye wanneer ouma afvoel, maar met daai tye is dit juis lekker om dan na hom toe te gaan en sê, Here, hier sê ek nou, ek weet nou nie wat om ewen met myself te doen nie. Vir iemand wat nou luister en miskien op daai punt is waar jy was voor jy met jou ma daai gesprek gehad het en daai ervaring van jou ma se heen gaan en net die bonatuurlike natuur daarvan. So iemand wat sit vandag of kyk vandag en hulle weet nie wat om te doen nie, hulle weet nie waar om te begin nie. Wat sou jy vir hulle sê? Ek sou vir hulle sê, want om geloof te kry en vertroue in God te kry beteken daar moet movement wees. Jy kan nie stil sit en wag laat iemand jou move nie. Jy moet die eerste tree gee. Jy moet gaan en gaan soek na bevryding van hierdie klippe in jou hart en van 'n harde hart. As jy nie die Heilige Gees kan voel en ervaar nie, beteken dit jy moet step out. Gaan, God wag vir jou. Hy wil daai movement sien. Ja. Hy wil sien dat jy na hom toe wil beweeg. Hy wag actually vir jou, maar hy sê kom, ek wag vir jou. En daai movement, hy het gesê ek het gelees weer in Johannes 2 vers 27, sy Gees het by julle kom bly. So het hy vir julle 'n spesiale span in die wêreld kom sit om spesiale dinge vir hom te doen. Maar as jy nie deel is van hierdie spesiale span in die koninkryk van die Here Jesus nie, kan jy nog nie spesiale dinge vir hom doen nie. Want jy sien, ons dink alles gaan oor onsself. Is so. My eie ek, alles die fokus. Jy kry mense wat sê, my man is my alles of my kind is my alles. En daai fokus moet net wegskui. Sodat sy Gees in jou kan begin werk. Hy moet alles wees. En as hy alles is en jy minder word jy eintlik meer in die Gees en in sy koninkryk. En dan kom jy in daai spesiale span waar jy vir hom kan werk in sy koninkryk. Ek weet ek vra nou sporadiese vrae wat ons nou nie vooraf beplan het nie, maar ek voel die Heilige Gees wil sekere dinge uitlig. Ja. Wat 'n rol speel gebed, Bybel lees, kerk toe gaan in hierdie hele proses? Ja, dit is deel van jou groeiproses. Want jy kan nie dink dat jy ek het dit ook selfs probeer. Ek het probeer groei in my kamer. Ek het probeer groei in my sitkamer op die bank. Daai spesiale hoekie of daai war room waar ek het alles probeer. Sit sulke hoekies neer. Maar as jy nie gaan meer leer nie en iemand maak vir jou baie meer woord oop nie en die Here sit mense in plek om vir jou woord oop te breek daar waar jy nie en dan leer jy self hoe om die woord te laat oopbreek. Jy weet hoe om nou dieper te kan lees. So jy het mense nodig, jy het mentors nodig. Jy het mense nodig wat jou hand vat. So ons kan nie alleen nie deurgaan nie en daarom het hy reeds sy werkers in die koninkryk en ons moet uitreik. Dis waar die movement begin. En dan is die woord van God so belangrik, want dis waardeur hy met jou praat. En as daai woord eers oopgebreek het, daai verse wat jy oor en oor en oor gelees het, so 'n storieetjie, jy ken hulle so uit jou kop uit, maar niks het sin gemaak nie. Ek sê hulle sommer op hier langs die pad, maar doesn't make sense at all. Skielik begin dit sens maak. Skielik besef jy, maar wat sê hy vir jou hier? Sure.
En skielik besef jy wat sy woorde vir jou sê. Ek lees van die melaatse manne, wat die 10 melaatses en die een wat omgedraai het, nadat hulle genees is, want hulle moes na die priesters toe gaan. Jesus het gesê, okay, as jy genees wil word, gaan na die priesters toe. Ja. En ek dink hulle het seker in die begin gewonder, maar okay, wag, hoekom moet ons nou loop? Hoekom kan hy dit nou nie doen nie? Hy is dan die een wat dit doen. Ja. Maar toe loop hulle in gehoorsaamheid en hulle word gesond. En die een het teruggedraai, die Samaritaan, en hom kom prys. En waar prys jy die Here? En hy is nou nie altyd meer voor ons nie, maar hy's in en deur ons. Maar ons moet leer om hom te worship en te prys. Want toe die melaatse hom kom prys het hy vir hom gesê, jy's nou nie, it is now, you are well, your faith make you well. En so hy's toe nie net body-wise genees nie, maar hy's innerlik genees. Ja. So as hy innerlik genees moet word, moet jy move, jy moet gaan, jy moet kerk toe gaan hoor, gaan deel, sluit aan by die bedieningsspanne, help daar, kyk waar kan jy inskakel. Ons het so hande nodig in die koninkryk van die Here Jesus. En as jy daar's 'n liedjie wat gaan in die ou dae wat sê, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet. Mag ons nooit so Dis waar. ons laaste dae ingaan nie. Ja. Deur jouself te isoleer en weg te steek terwyl jy iemand in God se storie kan wees. Yes. Nie hy in jou storie, maar jy in sy storie. Sjoe. Wonderlik. Nou wil ek hê jy moet ons vat hierdie proses. Ons het nou gehoor van die belewenis wat jy gehad het, van hierdie persoonlike verhouding wat jy met die Here het, en van die woord wat jy bestudeer en wat vir jou oopgemaak word deur die Heilige Gees. Ons het gehoor van die lokale kerk waar jy begin dien en waar jy Jesus se hart voel pons in jou bors wat sê, ek is nou lief vir mense, ek wil nou 'n verskil maak. So, hoe lyk daai proses vir Betty van waar dit nou begin het tot waar jy vandag is in die bedieningskant? Ja, toe ek in George gekom het, ook maar in boude en blaaie, toe in saam met die Here, ek het eintlik letterlik niks gehad nie, soos R43.30 in my rekening. Toe baie akkurate syfer. en 'n motor, ja, ek sal dit nie vergeet Dit was 'n goeie rentmeester het ten minste geweet hoe min jy gehad het. Ek het dopgehou wat gaan aan. En ja, en my kar is teruggevat vir die eerste keer in my, ek het al op 17 'n motor gehad en so daar op die plaas. En maar so het ek na 'n kerk gesoek waar ek regtig kan inskakel. My hart het gesmag. Nou ek wil inskakel. Ek wil nie net hier wees nie, want ek weet die Here is nou besig in die gees en in my atmosfeer is die Heilige Gees besig om my te lei. Ja. Maar ek moet gaan die plek soek waartoe hy my lei. Ja. En ek sal weet as ek hom kry. En so het ek toe nou in Soteria gemeente beland en dit is so klein daai tyd gewees. Ons is nou baie groter, maar is klein. Ons het nog daai bankies in die kerk gehad, ou klein gebouetjie. Ek onthou daai bankies. Onthou jy dit? En ons het daar gesit, ek en my dogter en ons was toe by verskeie ander, maar ons het daar gesit en ek het gevoel ek behoort. Net daai woorde, ek behoort hier. Dis 'n gevoel van behoort. En pastoor Okkie Taylor het nog daai aand gepreek en hy het 'n amazing diens gegee daai aand wat ons so, en ons het besluit okay, hier staan ons vas. En toe ek uitgaan, het iemand my voorstel aan Rian en vir Rian vertel, vir pastoor Rian, dat ek uit die opleidingskant uitkom. Ons het 'n opleidingsentrum gehad, ek en my broer, waar ons electricians en vakmanne opgelei het, 'n Rooiseel vaktoetsentrum daar in Centurion, en sy het my raak geloop hier in George en sy stel my voor aan hom en hy het vir my gesê, wat se inkomste maak jy nou? En ek sê niks en ek kry niks en ek probeer 'n opleiding hier in George verkoop, maar niks gebeur nie. Dis net so stil en hy sê vir my, okay, maar ek gaan vir jou 'n paar rande gee uit my sak uit en dan moet jy gaan worsrolletjies verkoop en dan gee jy my net die geld terug en jy vat die wins. Dis 'n snaakse pastoor wat my so iets sê. Maar wat ook al, dit gee my iets om te doen, jy weet. Wat gaan met hierdie mense aan? Maar in elk geval, en toe het ek gegaan en die worsrolletjies verkoop, uit my geld gee en toe maak ek 'n lekker groot wins wat ek toe my sak steek en hier kry ek weer 'n inkomste. So R43.30 was toe nou meer. Ja. En toe sê hy vir my, hy bel my toe oor 2 dae en hy sê vir my, ek moet asseblief kom aflos by die ontvangs, hy het 'n paar goedjies wat ek moet doen, en as ek nou mooi daaraan dink, dan dink ek, hoe het hy my getoets om te kyk, waar gaan ek hier inpas,
Want daar toe baie goed daarna gebeur, mense wat toe nou uitgegaan het en verder gaan leer het en al sulke goed. En so land ek toe by die ontvangs en sy persoonlike assistent. Maar op daai stadium was ek deur 'n egskeiding en ek was baie bang vir mense. Ek wou nie my kop uitsteek nie. Ek was teruggetrokke. Ek wou nie. En toe vertel hy vir my, maar ek moet die mense verwelkom wat inkom by die kerk se deure. Ek dink, dit is nie 'n lekker werk hierdie nie. En ek moet dit gaan doen en nou moet ek mense gaan hallo sê by die kerk. En dit is nie wie ek meer is nie. En ek het gedink ek is nou 'n bietjie stiller. Maar toe ontlont daar iets daar by die kerk se hekke en die Heilige Gees trek daar deur en toe is dit net een groot lekker familie wat ek daar ontmoet en ek kry drukkies en ons deel drukkies uit en ons gee om en ons kry die mense by die hekke en ons kyk waar's die gebrokenis en ons filter hulle deur ons filters. Ons het verskeie bedieninge in Soteria. Waar ons mense ons noem hulle deur die filter sit, ons gee om, so ons kyk met omgee oor deur hier, ons vra vir God om vir ons 'n gees van onderskeiding te gee, en ons dadelik die gebrokenis van hart raak te sien, en dan ook die wat nog bietjie half onseker is en nie weet waarheen om te gaan nie, ons kry vir hulle 'n mentor, ons sit hulle deur kursusse, ons het 'n innerlike genesing bediening daar wat asemrowend is, dis so Sozo, dis werklik waar, dis bedieninge wat vrug dra. Ons sê altyd daar, pastoor Rian en sy vrou Zozel, as bediening nie vrug dra nie, dan los hom. Dan is dit nie iets van die Here Jesus Christus af nie, want hy wil hê sy werk moet vrug dra. Wow. En so is elke bediening wat daar in daai gemeente is, dra vrug. Wow. En dis vir ons so lekker om dit te weet en te sê, en ons sien in die gemeente, ons moet trek, want ons gemeente is te groot. So wat aan my hart daaraan gaan op die oomblik, met die omgee bediening, ons het Soteria staan saam, ons omgee en hulpbediening, waar ons 'n paar 'n mindmap. Ja, 'n mindmap het. Jy het my gehelp met daai mindmap, dankie Richard, dit is amazing. Maar ja, daar het ons 'n projekgroep, waar ons praktiese hulp aanbied vir mense. Soos ons het verlede jaar het ons iemand gehelp om 'n persoon wat in 'n rolstoel is. Ons het gehelp dat hy stort in sy kamer kry en 'n toilet, 'n behoorlike toilet, dat hy nie so ver of moet loop nie en vir hom net sy lewe vir hom makliker gemaak, om weer 'n bietjie waardigheid gegee. En dis net Jesus, dis nie ons nie. En as ons nie in hierdie kerk het met sy, ek noem dit altyd die gereedskapskas en mediese tas en koskas het nie, dan kan ons nie ander help nie. So hy het vir ons 'n platform kom skep, waaruit ons sy werk vir hom kan doen. Sure. En dit het als begin, hierdie Soteria staan saam met eintlik begin met die platform wat geskep is met die gebou wat geval het hier in George. Wow. Want toe was Soteria die verligtingssentrum. Ja, ek onthou. En ons het soos 200 etes 'n dag gemaak. Vir mense 3 keer 'n dag en in die nag ewen gaan afleweringe doen nie. So en ons het gesê, maar wat maak ons nou? Ons is nou so gerad, ons het boots en olie ingeval en ons het nie geweet hoe, waar, wat nie. God het die rigtings kom gee en die platform kom skep. Nou is hy hier en hy moet nie nou lê en net vergaan nie. Ons moet nou werk met hierdie omgee en hulp bediening, met hierdie verligting, wat ons vir armes, behoeftig is, en even vir ons gemeente, mense op die oomblik, ons wil later gemeenskap doen, ons gaan net eers hierdie been lekker laat werk, soos projekte waar praktiese hulp gedoen word, ons het voedselpakkies vir mense wat werklik waar in die gemeente is vir 6 maande en langer, wat ons help, met voedsel, en dan sit nie net voedsel gee nie, want dis nie net al wat ons daar wil doen nie, daar's 'n werk daaraan, daai mense moet die Here ontdek, daai mense moet die gees van God ontdek, so die spanne wat die voedsel aflaai, loop 'n pad met daai mense, en gooi hulle weer deur die filters, dan as ons sien daar's 'n gebrokene, ons stuur hom, sê vir hom, jy moet 'n aansoek doen vir Sozo. Voel jy's gebroken, voel jy wil jy uitkom uit hierdie situasie uit, en baie keer gaan dit maar oor vergifnis, onvergifnis wat daar in die harte lê, en dan gaan hulle so intoe, so ook met die bemarkingsspan, wat nou weer ons goedjies daar op die been bring van ons Facebook, ons webpage, en daar het ons fondsinsamelings nodig. Ons het fondse nodig in ons NPO, om hierdie goed te laat gebeur, maar die Here, ons vertrou hom onwrikbaar, blindelings vir fondse. Hy dis sy bediening hierdie, so hy gaan dit gee, hy gaan dit sorg.
En dan het ons ligdraers. Hulle kry weer die mense, die behoeftiges wat dalk in die dag nie werk nie. Hulle is op die straat. Hulle hark hulle in en sê kom, doen die 70x7 kursus of En dan het ons gemeenskapsnetwerk waar ons mense help of ons eie mense in die gemeentes hulle sit hulle besighede daarop. So ons ondersteun ook mekaar. Dit gaan ook later uitkring. Ons beoefen nou net alles. Dit lekker. dit is Die so. fondasie word dan net eers gelê. En dan het ons liefde in aksie. Soos iemand wat werkloos is en nou help ons hom met 'n CV. Dis deel van ons werknetwerk. Hy kry 'n CV, hy word op 'n database geplaas. Ons stel hom voor aan die WhatsApp groepies en ons kyk self waar pas hierdie ou in by werk vakante poste wat geadverteer word. Ons help ons styl hare sodat hulle netjies is as hulle vir 'n onderhoud gaan. Dis alles spanwerk, spanne en spanne. Ja. Mense wat hand opgesteek het om te sê ons wil hier help. En ons help daai ou om sy waardigheid terug te kry, lekker te skeer voor hy gaan vir die onderhoud, netjies se klere, skoene, als te kry en ja, en dan soos ook help ons ook mense indien hulle moet opleiding kry. Vir Excel byvoorbeeld of Microsoft, want daai ouens kom in en hulle het niks kennis nie, maar ons Here wys vir ons wat moet ons hier doen en hy wys, okay, Sure. help hierdie persoon met opleiding of daar se werk. Dit gaan net eintlik aan. Ons het 'n omgee groep en ons plaas net die versoek, dan gebeur dit. Sure. George is 'n fantastiese plek. Ja. Die mense hier het wonderlike oop hande. Ek sien dit, ja. Is merkwaardig om te sien hoe die Gees van God besig is om die kerk 'n praktiese oplossing te maak. Ja. Nie ja. net 'n ek gaan een keer 'n week kerk toe en dan Ja. gaan ek huis toe en ek leef soos ek wil nie, maar Ja. waar jou lewe verander word, maar waar jy ook deel raak van 'n span, Ja. 'n weermag wat lewensveranderende aksie kan vat in ander mense se lewens. Ja, dis regtig so. Want jy sien in die wêreld wil ons nie hierdie praktiese goed doen nie. En in onsself en in ons humanity wil ons nie ek sê ek wil word my eie ek sal ek nie regtig wou uitgereik het na Ja. iemand toe nie, want is baie lekkerder in my comfort zone. Maar nou hier waar ons hier is, soos jy nou sê, is dit 'n praktiese werksplek Ja. waar jy werklik waar uit jou comfort zone uitgaan. En Sure. en Rian noem dit altyd jy maak jou hande vuil soos Jesus se hande vuil gemaak Ja. het om in goed in te gaan en in mense in te beweeg waar hulle hom uitgedaag het, waar hulle hom beledig het en als maar hy het sy hande vuil gemaak om goeie werk te doen. En sy uit 'n omgee hart gehad. Sure. Regardless van die aanslag, regardless van wat hulle vir hom geskree het, Ja. het hy ingegaan en sy werk gedoen. Hy het dit prakties gaan doen Ja. en sy disippels geleer om dit prakties te doen. Deur vir mense kos te gee, die Israeliete te lei. Ek meen al daai stories deur die woord van die Here Jesus wys dat dis geloof in aksie. Ja, en ek dink die kerk wat luister, die breë kerk wat kyk, wat miskien regtig vir 'n hart het om betrokke te raak, moet sulke inisiatiewe ondersteun finansiëel en met wat ook al hulle kan ondersteun. Ja. Want ek glo as ons as 'n kerk saamkom, kan ons 'n groot verskil maak. Ja. Ons doen dieselfde ding, want jy kry mense soos Kidsstop wat werk met kinders, Options wat werk met die vrouens. En wat ons ook probeer doen is met die baie van dieselfde inisiatiewe van Hizard se kant af probeer ons ondersteun waar ons kan, Ja. want daar's 'n leerproses wanneer jy die gemeenskap toenader. Ja. En daai leerproses is 'n pynvolle een. Jy kan uitgebuit word, jy kan seer gemaak word, daar kan soos die Engelsman sal sê advantage van jou gevat word. En wanneer iemand met 'n organisasie soos Sorteria staan saam of so in 'n vennootskap inbetree, Ja. dan ten minste het jy die beskerming van die lesse wat reeds geleer is Ja. en die infrastruktuur wat reeds in plek is. Want Ja. ek hou van wat jy sê, jy weet, ons begin by Jerusalem. Die Bybel sê kyk eers na die huisgenote van God. Wat is die visie? Ja. Voor ek net gou die visie sê, Yes. wil ek net gou een laaste ding sê is dat wat lekker is in die kerke deesdae en veral is
Want die mure, daar's nie meer mure nie. Ja. Dis asof die Here hierdie mure laat platval en kerke word een. So ons werk saam met ander kerke en ander kerke saam met ons. Ja. Die hospitaalbediening is byvoorbeeld Bridge Shofar en so teriada. Daar's nie meer, dis alles nou tipe van interkerklik. Prys Ons die Here. kursusse. Ja, dankie Here daarvoor. Jy weet, dis nie net een vir homself nie. Ja. Of elkeen vir homself nie. Dit is die Here, sy koninkryk is so groot. My vraag is, bou jy sy koninkryk of bou jy jou koninkryk? Ja. En wanneer kerke se mure val in daai opsig, Ja. ons het ons identiteit, jy weet, ons is 'n ekspressie van die koninkryk op ons eie. Daar's 'n uniekheid in elke gemeente in ons areas reg oor Suid-Afrika, Ja. maar wanneer die mure val in die sin van samewerking en om die liefde van Jesus te demonstreer, Ja. dan gaan al ons resources wat ons het Ja. en al die capacity en die anointing, die gifting wat ons het, kom saam en dan raak ons 'n oorweldigende weermag vir God. Dan sit ons in daai span. Ja, nee, ons Dan gaan is daai weermag. Ek meen hy's so groot en so sterk en so powerful dat en dis nie aan onsself nie. So ja, die visie is ook soos Jesus se visie was. En dit is om die koninkryk van God op aarde sigbaar te maak. Ja. Deur liefde en deur waarheid, deur verlossing en restoration Sure. wat herstel en bevryding is. Sure. Dis 'n amazing visie. En mag die Here ons net gee dat ons almal wat in hierdie koninkryk van hom werk, net deel hieraan het, deel aan hierdie visie het. Ja. Ons nooi eintlik mense uit, oralste, kom deel in hierdie visie. En ons maak hierdie lewe verander en vir onsself 'n beter plek tot eer van sy naam. Julle ja, ek dink die boodskap sal wees, kom ons staan saam in unity. Kom ons wees 'n united span in die koninkryk van die Here Jesus Christus sonder ons eie ek. Laat ons gaan sak, laat ons hom koning en heerser van die heelal maak wie hy is, maar laat ons hom daarvoor eer en dat ons werke wat ons doen volgens daai voorskrifte, volgens hierdie visie om hom sigbaar in mense se lewe te maak, nie ons nie onsself te vergroot nie, maar om God sigbaar te maak deur die hele wêreld, so ver as wat dit moontlik is. Amen. Ja, en ek glo die Heilige Gees is besig om dit te mobiliseer reg oor ons land. Ons kry boodskappe, ek dink 4000 boodskappe die laaste week of wat ingekom van kykers en luisteraars reg oor Suid-Afrika wat eengesind raak en wat sê ons wil die Gees van God sien beweeg. Ja. Ons wil veranderinge sien in ons gemeenskap. Ons wil die dwelmverslaafdes sien vrykom. Ons wil die siekes sien genees. Ons wil die gebrokenes van hart sien gerestoreer. Ja. Dis wat ons mense wil sien. Ja. En ek glo dis dieselfde stem van die Gees van God wat dit uitroep oor ons land, van die noorde, van die ooste tot die suide, So tot die wonderlik. weste. En wat so lekker is jy werk nie. Ja, God werk. ja, So as jy jouself daar uitsit vir hom en jy het hom ontdek en die Gees begin werk deur jou, is geen werk, geen gebed moeilik nie. Geen restoration is moeilik nie, want hy doen die werk. ja. Jy moet net op die altaar wees. Jy moet net daar. Die lewende offer, hier kom ek nou, skop en skree. En jy doen En dit krap. in geloof. Gaan ek. Jy weet, ek neem myself na daai altaar daagliks en ek sê vanoggend vir Teresa, die vlees is maar nog sterk met die ene soms. Hoorie so, en weet jy wat hoor ek het so mooi gehoor nou die dag van Abraham wat vir Isak moes offer en toe praat iemand oor hoe Isak moes voel. Jy weet, ek meen hy was nie klein nie, hy was mos nou maar groot. Was dit jy gewees wat daar gepraat? Ek kan nou nie onthou nie, maar Ek preek so baie. Hy moenie ophou nie. So daar in Isak wat nou, hy moes in geloof en vertroue blindelings homself nou daar gaan Dit was neersit. Brigitte, dink ek. Okay, dis dalk Brigitte wat dit ook. Ek wil nou nie haar Ek weet nie wie dit te sê nie, maar Haar mag wie plagiarise. dit ook al is, dit Ja. was so mooi en so waar. En Isak het nou daar gaan lê en ek meen hy's nou nie 'n klein seentjie nie. Hy kon sy pa gestoei het. ja. Maar hy het nietemin geweet hier's iets meer aan hierdie en hy het sy pa se geloof ervaar, gevoel en hy het dit self gehad. Sure. En hy het op daai
altaar gaan lê om geoffer te word, Ja. omdat hy geglo het in Ja. dit wat God beloof het. Wow. So ons kan glo vooruit in dit wat God beloof het. Amen. Hy hou daarvan. Amen. Hy hou daarvan as ons dankbaar is oor iets wat nog nie gebeur het nie, want hy weet dan vertrou ons hom onwrikbaar daarvoor. En die enigste ding wat daai vertroue en geloof breek, en ewen vir Isak sou wees doubt. Dis so. As jy twyfel, dan Ja. word daai geloof gebreek. Ja. Sjoe. Baie waar. Ons bid vir ons luisteraars en ons kykers. Ons gaan 'n bietjie bid. Gaan jy vir ons bid? Ja. Dankie, Betty. Okay. Ag ja, dankie Vader God vir hierdie wonderlike voorreg om hier te kan praat en Dankie Jesus. te weet dat dit oor U eer gaan. Niks is ons nie. Ja, Ons is Here. niks nie, Here. Dankie Jesus. Dankie dat U ons infuse met U teenwoordigheid. Met goeie teenwoordigheid, met goeie atmosfere. U verander ons lewe. U haal ons uit die stof uit en die modder uit op daai rock bottom plek, kom lig U vir ons op. En U verander ons, Here. Dis 'n stap van geloof en dankie dat U vir ons die opsie en die keuse gee. Mag elkeen wat vandag hier luister die keuse doen. Mag elkeen begin move. Mag elkeen die stappe neem in U rigting. Nie vir hulle self nie, maar vir U. Ten einde vir U. Ons self moet innerlik genees om U te kan dien. Dankie Jesus. So dankie dat U bereid is om ons van binne af so mooi heel te maak. Dankie Jesus. So te bevry van al die klippe, van al die bitterheid. Here, dankie dat U elke wond kom skoonmaak. Dankie Jesus. As ons na U toe uitreik, Here, en dat ons kan lig wees en die donkerte sal shift. Halleluja. Dankie dat U die lig is in ons lewe, Here. Jesus. En dat U so getrou is. Alles wil ons vir U doen. Alles tot eer van U naam. Amen. Dit is lekker, hè? Ja, dit was lekker. Dit is nie wonderlik nie. Jo. Ek het dit baie geniet.